Goeiedag en ons is baie bly om weer eens saam met u te kan kuier en saam met u te kan studeer uit Gods woord uit. Renay, baie welkom ook weer eens by Insig, waar ons saam uit Gods woord uit studeer en dis asof hierdie studies van hierdie 13 weke vir ons opbou die een na die ander een. En ons het al gaan kyk van hoe staan ons met God, reg in die begin om eers net te evalueer en deur al die fases gegaan. En in ons vorige studie het ons gekyk na geloof. So ons moet nou sterk geloof hê, ons het gekyk na die sonde voor dit en die wet en vergifnis en geloof. En vandag gaan ons kyk, ons het nou laasweek gekyk na ons geloof moet goed wees. En vandag gaan ons kyk hoekom ons geloof moet goed wees. So ons gaan kyk na die terugslag wat daar in die lewe is. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons weer eens uit die woord uit kan studeer. En ons bid, Here, dat u vir ons insig sal gee en dat dit wat ons studeer nie net boekekennis sal wees nie, maar dat ons dit sal toepas in ons daaglikse lewens om daardie hegter verhouding met u te kan bou. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na Romeine hoofstuk 5. Nou, ons moet vanaf vers 1 en 2 lees om die agtergrond te kry. En dit bring ons ook by ons laasweek se studie in. En dan lees ons vanaf vers 3 tot by 5 en dit sê: omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. So hier sê die eerste gedeelte vir ons het die geloof, en dis goed dat ons die geloof het, en dat ons het verkry het van God af, en dan kom vers 3. Ja, ek dink as ons nou almal eerlik wil wees, dan sal ons erken dat dis een ding om te sê ek het 'n vaste geloof, en ek hou aan die Here vas, en hy is my anker, en hy is my rots. Maar die oomblik wanneer verdrukkinge kom, wanneer swaar kry ons tref, dis ook maar wat verdrukkinge is, nie waar nie, dis wanneer swaar kry en teëspoed ons tref, ek dink dan word ons rots getoets. Ja, dan word ons geloof word nie getoets in die tye wanneer dit goed gaan nie. Nee. Geloof word gebou in die tye wanneer dit goed gaan, maar dit word getoets in die tye wanneer dinge nou nie so klop tussen boomloop nie. En ek bedoel vir ons om nou te kyk na vers 3, en Paulus sê vir ons, ons roem in verdrukkinge. Ek wil amper met alle eerlikheid sê, Paulus praat vir jouself. Ja. Om te sê ek roem in verdrukkinge, as ons net die vers daar stop, dan maak dit absoluut geen sin nie. Maar wanneer jy aangaan en hy sê, hy gee vir ons 'n verduideliking. Hy sê, want ek weet dat verdrukkinge lydsaamheid bewerk. Nou, wat hy basies maar vir ons sê is, wanneer ek swaar kry, dan leer die Here my om geduldig te wees. Lydsaamheid, geduldig te wees, en om te wag op hom, nie waar nie. Nee, wat hy nou op 'n mooi manier vir ons probeer beskryf, is dat selfs in die tyd van verdrukking, in die tyd wat ons moeilikheid en teëspoed het, is daar 'n kosbare oomblik en 'n geleentheid om nader te groei aan die Here. En dit is tog wat ons hele sessie hierdie 13 weke wat ons oor gesels gaan. Hoe kan ek nader aan die Here kom? Ja, daai hegter verhouding met hom. Hegter verhouding met hom het. Ek wonder of ek en jy so daaraan gedink het dat in die tye van swaar kry, dat dit 'n geleentheid is om ons verhouding met die Here ook hegter te maak. En dit is juist waarop dit neerkom. En nou, hier is die volgende ding wat nou gebeur en wat by gedagte by my opkom. Gewoonlik, wanneer 'n terugslag ons tref, dan gaan vra ons altyd, Here, maar hoekom? Want dit het dan nou goed gegaan. En ons is nooit geneig om op 'n positiewe manier, en ek sê nie ons moet positief kyk na iets slegs wat gebeur het nie, maar wat is dit wat ons daaruit leer en daarop kan bou? Jy weet, ek het altyd die sêding gehad van, as die dinge so begin verkeerd loop,
dan sê ek altyd nee, ek moet nou vir die Here gaan sê, Here, stop net gou die bus. Stop, trek net gou af, voor ons aangaan, en laat ons net gou afklim, en net gou hierdie saakie uitsorteer, van hoekom dit verkeerd gaan. En dit is dalk wat ons moet leer, dat ons moet gaan stil staan en sê, hoekom gebeur hierdie dinge, gaan kyk terug, en nie net aangaan met die lewe nie. Want as jy begin besef, hoekom hierdie dinge begin gebeur het, en jy daai verhouding met die Here, dan maak dit vir jou sin, en die sin maak, kom nooit gewoonlik in die tyd van die terugslag nie. Ja. Dis altyd retrospectief, wat ons dit sien, en wat ons dit ervaar. So, dit is een van die dinge waarna ons moet kyk, om wanneer hierdie terugslag kom, moet ons dit nie altyd as negatief sien nie. Dit is negatief, maar ons moet dit sien as 'n positiewe karakterbou-eienskap, en om nader aan die Here te kom. Wel, dit is wat Paulus vir ons probeer leer in hierdie verse, want as ons net aangaan, en ek dink dan beskryf dit nou mooi sy volgende woorde, want hy sê daardie verdrukking gee vir ons lydsaamheid, en dan sê hy die lydsaamheid gee vir ons beproefdheid. Nou, daardie beproefdheid, dink ek, as ek dit reg verstaan, is dit dat hy sê dit gee ons geleentheid vir leer. Geleentheid vir 'n dieper verhouding met die Here, en daardie beproefdheid, sê hy op die ou ende van die dag, gee vir ons hoop. Nou, ek weet, daar is 'n pragtige aanhaling van een van ons gunsteling skrywers wat sê, al wat ons het om te vrees vir die toekoms, is dat ons sal vergeet hoe die Here vir ons in die verlede gelei het. So, as ek nie kan onthou hoe die Here my in die verlede gelei het nie, hoe sal ek 'n hoop in my hart hê, dat hy my kan uitlei uit dit wat in die toekoms vir my voorlê. So daardie hoop wat ek het, word juis gebore uit die herinneringe van hoe hy my gelei het in die verlede. Maar dit impliseer dan ook dat ons hoe hy gelei het in die verlede moet kan raak sien en kan erken, en nie net as ons eie wysheid beskou nie. Ja. As jy hoor wat ek sê. So dis een van die goed wat ons moet kyk. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat het gebeur met die disippels in Markus hoofstuk 4, en ons kry dit in daai 'n baie kort gedeelte van vers 35 tot 41. Nou ons hoef nie alles te lees nie, net dit wat vir ons op ons bespreking van toepassing het, en dit is die geleentheid van Jesus maak die storm stil. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie omdat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. En toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy dat tog selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Nou, hier kry ons die verhaal, kom ons besef net gou. Eerste ding, as ons begin met die gedeelte, dan sê dit, Jesus het vir hulle gesê, hy wil oorgaan. Met ander woorde, dit was nie hulle eie keuse om oor te gaan nie. So, ek wil daaruit aflei, dat die Here het gesê, ek wil vir julle 'n les leer, ek weet hierdie storm kom, ek gaan saam met julle in hierdie storm, en dis die tweede ding wat ons weet. Die eerste ding is, Jesus vat ons baie keer in 'n storm, en sodat ons kan leer. Die tweede ding is, hy los ons nie alleen in hierdie storm nie. Die derde ding wat ons nie altyd optel nie, kry ons daar in daai gedeelte wat vir ons sê, maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. Nou, as 'n mens 'n bietjie gaan na die geskiedenis kyk, dan was die kussing altyd heel agter, en dit was daar vir die stuurman om op te sit. So Christus was in watter posisie? Hy was die stuurman. Hy was in die stuurman se posisie. So baie keer sit ons hom ook in die stuurman se posisie, maar ons maak soos die disippels. Ons vertrou hom ook nie, waantoe hy ons stuur in ons lewe nie, want ons kan nie sien wat hy sien nie. Ja. En ons weet nie wat hy weet nie. Ja. Kan ek dalk net gou so 'n oomblik se stilte vat hier en net gou 'n waarheid bevestig, wat ek dink ek en jy net eers onder die knie moet kry wanneer ons praat oor terugslag. Ek het, of jy gesê, een van my gunsteling spreekwoorde is om te sê, onthou net, ons is nog aan die verkeerde kant van die hemel.
Ek en jy kan nie verwag dat ons hele lewe gaan deurgaan. Dis nou nog voor Jesus Christus se wederkoms, nee, ons is nog aan hierdie kant. Dat ons op hierdie aarde 'n lewe gaan lei sonder enige vorm van terugslaan nie. Dit is nie 'n logiese denkpatroon nie, want ons bly op 'n planeet wat nog steeds deurdrenk is van die Satan se aanvalle. So, een ding moet ek en jy dalk eers net op 'n punt kom en sê, weet jy wat? In plek daarvan dat wanneer dinge met my gebeur, dit my so onverskriklik onkant vang. Wanneer die storms van die lewe kom, moet ek vir myself kan sê, maar weet jy wat, ek is aan hierdie kant van die hemel, die Here het nog nie gekom nie. Ek moet weet dat daar aan hierdie kant gaan daar negatiewe dinge gebeur. Daarom het ek 'n geweldige verantwoordelikheid om my geloof in die Here te bou. Want dit is een ding om te sê die Here is die stuurman van my boot. Nie waar nie. Dit is nog een ding om dit verbaal te getuig. Maar wanneer die storm kom, soos in die geval van die disippels, dan voel dit vir jou die Here lê in slaap, waar hy veronderstel is om iets te doen. Maar die Here ken... Maar hy is iets besig om te doen, net nie dit wat jy wil hê hy moet doen nie. Ek dink daarso is nou seker ons groot antwoord. Is dit nie dalk ons grootste krisis nie? Ons is baie lief vir die Here en ons het geloof in die Here, maar ons vertrou hom nie altyd nie. Weet die Here wat hy doen? Weet hy wat op hierdie stadium in my lewe aangaan? Kan hy sien ek is in 'n storm? Hoekom doen hy nie iets nie? Ja. Omdat ons nie uit die Here se oogpunt uitkyk nie, besef ons nie dat hy in elk geval in beheer is oor hierdie storm en dat ons veilig is by hom nie. Dalk moet ons net eers op daai punt kom met ons vertroue in hom sit. En hier kom dit uit en ja, daar was ervare vissers op die boot en hulle het seker maar probeer en hulle het gesien hulle gaan dit nie maak nie. So ons probeer partykeer altyd ons eie uitweg kry. Maar hier kom die hele situasie dat ons moet besef, hulle het toe hulle nie meer dit op hulle eie kon doen nie, het hulle na die meester toe gegaan. Nie verkeerd nie. Maar die vraag wat hulle gevra het was impliserend van dat hy gee nie om nie, omdat ons in moeilike tye is. En dis juist die teenoorgestelde, want hy gee partykeer om, want hy lei ons in hierdie tyd sodat ons geloof kan bou. Ek weet jou woorde verander, hy gee altyd om, ek gee nie partykeer om nie. Ja. Hy gee altyd om. Maar wat ek bedoel is in hierdie situasies. Ja. In hierdie situasies, hy gee altyd om, maar dit lyk vir ons of hy nie altyd omgee nie. En dan vra ons daai vraag asof hy nie altyd omgee nie. Meester, gee u nie om dat ons hy gee om. Maar hy is besig om ons karakters te bou. So, u wat nou hierna kyk en luister, u gaan dalk deur storms van die lewe. En ons gaan deur storms van die lewe. En ons het 'n sekere manier hoe dit moet uitspeel. En dit werk gewoonlik nie so nie. Los dit in die stuurman se hande en hy sal dit uitwerk vir ons. Dis interessant dat hy vir die vraag vra, hoekom is julle so bang? As jy mooi daaraan dink, die rede ook wanneer vrees vir ons beetpak is, wanneer ons in situasies is wat aan ons onbekend is en ons weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Ja. Dit is wat die vrees bring, is ons weet nie hoe gaan ons daardeur kom nie. Het is belangrik dat die Here vir hulle gesê het, hoekom is julle so bang en het julle dan geen geloof nie? Dis hard wanneer die Here vir ons moet so sê. Hoekom is jy bang, Ronay? Waar is jou geloof, Ronay? En dit is moeilik vir my as 'n mens om op so 'n punt te kom waar ek my oë kan toeknyp in die middel van 'n storm en sê, Here, ek is bang en my geloof is klein, maar asseblief kom my te hulp. Dalk wil ek amper sê, as die disippels na die Here toe gegaan het, in plek daarvan met hierdie beskuldigende houding, soos jy nou gesê het, gee u nie om het ons vergaan nie, en eerder na hom toe gehardloop en gesê het, Here, ons is bang. Here, ons is geloof is klein, ons weet u is by ons in die boot, maar asseblief kom ons te hulp. Ek dink die Here se antwoord sou heel anders dan gewees het op daardie stadium. Heeltemal anders. So kom ons kyk na 'n bietjie 'n volgende ene en ons blaai so een bladsytjie terug. Of so 'n paar versies terug en ons kyk na Markus hoofstuk 5 vanaf vers 21 tot 34, om soveel alles te lees nie. Hier is die situasie. Jesus hulle kom daar aan en daar kom 'n owerste by hom met die naam van Jairus en hy sê vir hom, my dogtertjie is ernstig. Is mooi vanaf vers 23 sê hy, en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En weer eens ons besef hierso is nou Jairus en in hierdie hele proses, want dit is hoe ons ook voel partykeer. Ons kom na die Here toe en dan lyk dit vir ons of ons die Here nou tyd mors
en dalk aandag gee aan iemand anders. Ja, want nou moet ons verstaan, hulle was op pad na Jairus se huis toe. In vers 25 staan daar, en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank van bloedvloeiing gely het, en veel onder op baie geneesere gelei het, en al haar besittings uitgegee het, en, sonder om enige baat te vind, maar wat erger geword het, het van Jesus gehoor en onder die skare van agtergekom en sy kleed aangeraak. So hulle is op pad na Jairus se huis. So dis gekrisis. Hierdie kind is besig om te sterf. 'n Ander vrou kom, sy raak aan hom. Hy voel dat daar krag van hom gaan. Hy stop in die middel. Jairus kan nou eers wag. Hy gaan nou eers aandag aan hierdie vrou gee. Ja. En so nou moet 'n mens na hierdie twee situasies vinnig kyk. Sy sukkel al vir 12 jaar en sy wil by die meester uitkom. Sy's nie veronderstel om tussen die skare te wees nie. Onthou, bloedvloeiing, sy's onrein, sy mag nie daar wees nie. En nou word dit blootgestel, nou is die aandag op haar gesit, almal weet sy's nie teenwoordigheid. En ek kan dink hoe voel Jairus op hierdie stadium. Here, moenie nou nog tyd mors nie. My dogter gaan vergaan. So hier moet ons leer dat die Here partykeer ons geloof toets deur ons so bietjie langer te laat wag. Ja, en ek dink dit het 'n oomblik geneem, want nou het die Here eers hierdie hele gesprek met sy disippels oor mense wat aan hom geraak het, en hoe weet hy aan hom geraak. In die volgende oomblik, as ons lees in vers 35, dan sê dit, terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? In daardie sekonde sou ek gesê het, Here, as u nou net nie tyd gespandeer het aan 'n ander mens wat u nodig gehad het. Ja. Ek het eers gevra. Die vrou se situasie was nie dodelik nie. Ja. Myne was. En hoeveel keer beskou ons dat ons situasies is altyd belangriker as iemand anders se? Ja, maar ons sien ook die Here as so klein. Weet dat ons kan die Here so klein maak in ons eie verstande. Die Here het genoeg krag, genoeg tyd, genoeg wonder in hom, om tegelykertyd aan twee mense aandag te gee en 'n wonderwerk vir albei te verrig. Dit is vir my pragtig, dat toe hierdie mense opdaag en hulle sê vir Jairus, jou dogter is dood. Moenie die meester meer lastig val nie. Dat Jesus dadelik na hom toe gedraai het en vir hom gesê het in vers 36, maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Met ander woorde, stel hom dadelik gerus van glo net. En ekskuus, kom ons wees nou ja, en kom ons wees nou eerlik, wat sou ons gesê het? Ons sou seker in ons gedagtes gesê het, ja Here, nou wil jy ek moet geloof hê. Maar die tyding, dit is nou te laat. Ja. En hier is die ding. In die Here se tydlyn is dit nooit te laat nie. En hier is die ander ding wat ek altyd sê. Ons bid altyd vir wonderwerke, wat daar moet gebeur. Maar ons wil nie hê dit moet by 'n wonderwerk situasie uitkom om 'n wonderwerk te wees nie. 'n Wonderwerk situasie is iets wat onmoontlik is in menslike oë. Met ander woorde, 'n wonderwerk is nie iets wat moontlik is. Wat ek nog kan 'n oplossing voor kry nie. En die Here doen nog wonderwerke in ons lewens en partykeer wag hy 'n bietjie om homself aan ons te toon en sy belangstelling en deernis aan ons te toon deur ons so 'n bietjie te laat wag om ons geloof verder te kan laat bou. Absoluut. Dis nooit lekker nie. Ek dink dit was nie vir hierdie vrou wat bloedvloeiing gehad het lekker om te verskyn tussen mense en in haar skaamte aan die Here te moet kom vra en kom raak nie. Dit was nie lekker vir haar toe die Here haar voor almal uitroep en vra met haar gesels nie. Dit was nie lekker vir Jairus om te kom sê, Here, my kind is siek en om te hoor sy's dood. Al hierdie is sulke traumatiese dinge wat met ons gebeur, wat met hulle gebeur. En daardie selfde tipe trauma ken ek en jy nog op presies dieselfde manier vandag ook. 100%. Ons vraag derentyd in vandag se studie is met die geloof wat ons oor gesels het in verlede week. Het ek 'n sterk genoeg geloof dat wanneer hierdie tipe trauma oor my pad kom in hierdie lewe, dat ek my oë kan toemaak en sê, Here, ek kyk nie na die omstandighede nie, ek gaan nie paniekerig raak nie, U is my God, by U staan ek en by U wil bly ek. Ja.
So kom ons stap na ons volgende een toe. Ons weet altyd, ons sê altyd ons met die geduld van Job hê. En die arme man het ook deur baie pyn en lyding gegaan. En weer eens wil ek ons aandag vestig daarop dat hy het niks verkeerd gedoen om hierdie goed te bevestig nie. Weer eens wil ek eintlik die aandag daarop vestig is dat dit sê vir ons hoe die boek Job begin het en dat Satan deur 'n kruisig deur die aarde gegaan het en by die Here gekom het. En die Here het vir hom gevra, het jy ag gegee op my knegt Job? Ek sou gesê het, Here, wow. Moenie my naam by die Satan noem nie. Ek gaan Hey. teken op my rug sit. En daar sien ons, die Here sê vir hom, jy kan enigiets met hom doen. Want ek weet hy het geloof, ek weet hy is een van my kinders. Ek meen, al sy rykdom is weggevat, alles het hom getref, al sy kinders is dood, hy is siek, hy sit op 'n ashoop, en hier kom sy een wat nog by hom moet staan, en sy sê vir hom, man, vervloek die Here en gaan dood. Jy weet, dis nie eers moed wat daar ingepraat word nie. En ons weet dat Job daar gaan sit het, en hy het gesê, maar ek vertrou nog steeds op die Here, en later na dit het sy 3 vriende daar by hom kom sit, vir omtrent 'n week, en niks gesê nie, en toe het hulle vir hom gesê, hoorie, daar moes iets gewees dat jy verkeerd Dis gedoen as gevolg van jou eie sondes. So, hier leer ons ook dat baie keer kom dinge oor ons pad, en dit is nie ons eie te doen nie. Dit is dalk ander omstandighede, ek wil nie sê wat dit is nie, maar ander omstandighede, en hier gebeur dit, en ons moet die woorde van Job onthou, wat hy gesê het, die Here het gegee, die Here het geneem, geloof sy die naam van die Here. Met ander woorde, maak nie saak wat gebeur in ons lewens nie, ons moet nog steeds op die Here kan vertrou. Almal het al hoeveel preke gehoor oor Job, en ek wil nie te veel daaroor uitwy nie, maar hy is 'n baie goeie voorbeeld vir ons om te sê, teleurstellings gaan kom, en ek wil amper sê, ek dink nie, is baie min van ons wat hierdie teleurstellings al, soos wat hy dit gehad het, ervaar het. Ja. Ek dink wat vir my baie groot les is van Job, is dat ek en jy kan 'n lewe lei so vroom as moontlik. En ons absolute bes doen om in die weg en die wil van die Here te wandel. En die dag wanneer iets in ons lewens verkeerd gaan, sal daar mense kom wat suggereer dat jy eintlik in die geheim 'n sondige lewe gelei het, of een of ander die Here te nagekom het op iets. En dit is presies wat seker 90% van ons gedagtes plaasvind. Die oomblik wanneer so iets oor ons lewens kom, is dat ons begin vra, wat het ek verkeerd gedoen? Het ek 'n onbeleide sonde? Weet jy, dis 'n belangrike vraag om te vra, en dalk moet ons voor die Here gaan sit en sê, Here, is daar dinge wat ek aan U moet bely? Maar aan die ander kant moet ons ook onthou, weer eens wat ek gesê het, ons is aan die verkeerde kant van die hemel, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy plaas tekens op mense se lewens, want hy wil kyk hoeveel mense hy van die Here af kan wegrokkel, nog voor die tweede koms van die Here. Al wat nou vir hom oorbly is om te kyk hoeveel siele hy van die Here af kan wegrokkel, want met elke siel wat hy van die Here af wegrokkel, breek hy God se hart. Ek en jy moet nie, ek klink nou snaaks om te sê, sleg voel van jou dinge met ons gebeur nie. Ons moet staande bly in die geloof in die Here, so moeilik soos wat dit is, dat ons nie vir die Satan sy wil gee nie. So, ons het nou gekyk na die Jairus, die vrou met bloedvloeiing, ons het gekyk na Job, ons het gekyk na die disippels, en dis dinge in die lewe, sekulêre goed, in die lewe wat gebeur, en dan gaan dit weg. So, die volgende een wat ons nou kyk ons na die Emmausgangers, na Christus se dood. En hier is nou mense, en ek wil dit nou vat na die geestelike kant toe. Hulle het hulle volle geloof in die Here gesit, dat Jesus die Messias is. En hier het alles skeef geloop, en tot dit op 'n hoogtepunt kom, en hy is gekruisig, en dis nou al die 3de dag. En hulle het nog van niks gehoor nie, en hulle is op pad terug. En ek sou sê, ek dink hulle het hulle self bevraagteken, maar was dit die Messias? Het ons die regte besluit geneem? En baie keer as ons die Here volg, en teëspoed tref ons, dan wonder ons ook, maar hierdie teëspoed het my nie getref, toe ek nou nie die Here op so 'n intieme manier gevolg het nie. Maar nou dat ek hom gevolg het, nou kom hierdie teëspoed, moes ek hy besluit geneem het, of moes ek dit nie gedoen het nie?
Wel, dis seker nou die vraag wat mense baie gevra het toe ons gesels het oor Job, nie waar nie. Job was 'n vrome man. Die Here het groot gepraat by die Satan oor Job. En nou wil ons die vraag vra, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om die Here te dien? Want as ek dan die Here dien, dan word ek mos nou 'n groot teken vir die duiwel. Ek dink ons redeneer hierdie ding van die verkeerde kant af. Wanneer ons so redeneer, dan sien ons Satan se aanvalle groter as wat ons die verlossingsaspek van Christus aanskou. Daar is niks in die Satan wat groter is as die verlossingsaspek van Christus self nie. Dis hoekom ek en jy kan nie konsentreer op die negatiewe dinge in die lewe nie. Jy weet, ek raak bitterlik moedeloos, nou so alle eerlikheid sê, as ek met mense gesels en al wat hulle doen is hulle half vir my die week se negatiewe goed. Nuusbrokkies aan. Daar was nou weer 'n aardbewing hier en daar was 'n rotsstorting daar en daar was vloede daar en dis net al die negatiewe dinge wat ek moet hoor. Hoekom konsentreer ons daarop in plek daarvan dat ons gesels oor die verlossingsaspek van Christus? Kan jy vir my vertel met hoeveel mense jy hierdie week die Here gedeel het met hoop en aanmoediging vir sy wederkoms, in plek daarvan om met hoeveel mense het jy gesels oor die negatiewe dinge wat jy geleer het op hierdie aarde? Dit is presies wat ons doen wanneer ons so begin dink, dat Satan se aanvalle is, ek weet die Engelsman noem dit more newsworthy. Nee, dis interessanter om daaroor meer nuuswaardig. Ons gaan meer oor die Satan praat en alles wat hy aanvang, in plek daarvan dat ons oor die Here praat en die hoop wat hy bring. Ja. So, in hierdie geval sien ons, hierdie Emmausgangers, hulle was 'n bietjie te neergedruk, hulle het teruggegaan, en Jesus het, en hier is weer die mooi ding, hy het persoonlik na hulle toe gekom, en die pad, letterlik, saam met hulle gestap, Dis baie mooi. om hulle te bemoedig, al die pad. Nie net om dadelik die antwoord te gee, hy kon van die begin af, terwyl hulle net buitekant Jerusalem was, kon hy vir hulle gesê het, dis ek. Maar hy weerhou dit, sodat hulle geloof weer eens kan bou. En toe hulle nou agterkom wie dit is, toe is hy ook nou nie meer daar nie. So hierso is baie keer van die goed wat ons moet begin besef, wat die Here vir ons kan doen en laat hy saam met ons is, selfs in ons geestelike tye van bevraagteken. Ja, is hy ek wil hê daar. ons moet hier eintlik nou weer teruggaan na heel in die eerste paar studies wat ons gedoen het. Onthou dat wanneer hierdie tye van bevraagtekeninge kom, dan moet jou Bybelstudie verdiep, jou gebedstye moet verdiep. Gaan gesels met mense wat die hoop vir jou bring, nie mense wat jou hoop vernietig met negativiteit nie. Ons tyd met die Here moet ongelooflik verdiep wanneer ons in so 'n krisistyd van ons lewe is. Ons kan nie dan wegtrek van die Here af nie, dan moet ons nader trek aan hom. Ek wil amper sê, ons moet afsluit, en ek wil hê ons moet na Hebreërs hoofstuk 12 toe gaan. Hebreërs hoofstuk 12. En hier kom dit saam, dat ons het een wat saam met ons die pad gestap het. En ons moet hom vertrou. So kom ons lees daar vers 1 en 2, en het sê daar, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, dit wat die Here in die verlede gedoen het, terwyl ons deur die tydslag gaan, laat ons ook elke las af lê. Met ander woorde, kom ons lê al die moeilike dinge af, en die sonde wat ons so maklik omring. Maak eers reg met die Here, en dan sê, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Volharding, met ander woorde, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, hou aan met die pad. En dan hier is vers 2. Hoe moet jy dit doen? Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. In ander woorde, hy het ook deur die moeilikheid gegaan, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. En wanneer ons oog gefestig hou, sal ons ook saam met Christus aan die regterhand van God kan gaan sit. Dis pragtig. So met ander woorde, wanneer die terugslag kom, die negativiteit kom, die tye kom wanneer ons voel Christus is nie saam met ons nie, kom ons hou net ons oog gefestig, soos jy gesê het, kom ons onthou hoe hy ons in die verlede gelei het, moenie vergeet hoe hy jou in die verlede gelei het nie, en hou nog steeds jou oog gefestig op Jesus.
As jy nie jou oog gefestig op hom nie, sien jy al die ander moeilikheid raak, soos jy sê, die negatiewe dinge, en dit maak ons nog meer negatief. Dit is waar ons studie van vandag neerkom. Kom ons kyk en ons weet die Here is met ons, hy lei ons deur hierdie moeilikheid, hy is saam met ons in die moeilikheid, hy is die stuurman daarvan. Al wat ons moet doen is, geloof op hom hê, ons oog gefestig hou op hom, dis al. Net so ter afsluiting, jou getuienis is die grootste evangelisasieprojek wat jy ooit vir die Here kan loods. Dit wat jy kan vertel van hoe die Here vir jou gelei het, al is dit hoe eenvoudig en hoe klein. Ek sê altyd, jy weet, ek het nie 'n storie van my valskerm wat nie oopgemaak het nie, en ek sit vandag nog hier om die storie te vertel. Ek het nie so 'n reusagtige storie nie, maar ek het wonderlike daaglikse verhale van hoe die Here vir my gelei het en met my was. Daardie getuienis word my grootste wapen teen die Satan. Want daar's ander wat by my getuienis gaan baat vind, in wie hulle hoop gebou kan word, wanneer ek met hulle kan gesels. Wat is jou wapen? Wat is jou getuienis? En wanneer laas het jy dit vir iemand vertel? 'n Baie goeie vraag, iets om oor na te dink. En dit was goed weer eens dat ons saam met julle kon kuier. Renay, sal jy vir ons afsluit met 'n gebed? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons herinner het vandag, dat al is ons nog aan die verkeerde kant van die hemel, al is ons nog hier op hierdie aarde vasgevang, en al gebeur onbeskryflike moeilike dinge in ons lewens met ons, dat U beloof het, U is met ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld, dat U nie van ons sal wyk nie, en dat ons name in die palm van die hand ingegraveer is. Herinner ons vandag, Here, dat ons getuienisse die magtigste wapen teen die Satan is, en mag ons dit gebruik in hierdie week om iemand anders die hoop te gee wat ons het in Jesus Christus. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen.